Goeiedag almal, ons gesels oor die seisoen van verandering en dan nou vandag, laat daar lig wees. Ek glo vas dat iets op die punt is om in sommige mense se lewens deur te breek en die Here is gereed om jou uit die seisoen te neem waarin jy nou is en jou na 'n nuwe seisoen te neem. Een ding is verseker, die Here is nie tevrede met die tweede beste nie. Ons lees in die boek Genesis met die skepping van die aarde en die hemele daarbo, dat die Here elke keer teruggekyk het en gesê het, dit was goed. En reg aan die einde, nadat hy ons as die mens geskaap het hy gesê, dit was baie goed. Die heel eerste les wat die Here ons in die woord leer, is dat hy is 'n skepper God. En ons moet dit verstaan, omdat die Here niks nodig het om mee te werk nie. Hy het niemand se hulp nodig nie, en hy kan alles self laat gebeur. Ons kan baie dinge oor die Here sê in ons pogings om hom te beskryf, maar eerstens moet ons weet en verstaan, hy is die skepper God, Jahwe Bara. Jesaja 40 vers 28. Weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God, El Olam, is die Here skepper, Jahwe Bara, van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Ons moet ook besef dat die Here het ons op 'n baie spesiale wyse geskape. Genesis 1 vers 26. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die hele aarde. Dink net daaraan. As die Here, hierdie skepper God, jou geskaap het na sy gelykenis en sy beeld, kom dit dan nie neer op die feit dat jy ook kreatiewe krag binne in jou het nie? Jy weet, is dit nie 'n Bybelse waarheid dat ergens langs die pad van jou lewe hierdie kreatiewe deel wat die Here in jou geblaas het, moet inskop en begin werk nie? Die Here gee ons nie net dinge nie, ons moet skepend begin optree. Here, gee my geduld. Hy sal jou nie net geduld gee om mense en dinge te kan verdra wanneer dit verkeerd loop in jou lewe nie. Nee, geduld kom net op een manier, en dit is deur moeilike tye te leef en om te oorleef. Ons mag uitroep en sê, ag Here, seën my finansies. Finansiële seëninge sal beslis nie uit die lug val of aan jou deur kom klop nie. Nee, finansiële seëninge is die resultaat van getrouheid aan jou doelwitte en ook in getrouheid aan die opdragte van die Here. En dan kan ons ook uitroep, ag Here, gee my kos, ek is honger. En wat ek nou gaan sê, sal dalk vir jou baie gevoelloos en verkeerd klink, maar die Here self sê in 2 Tessalonisense 3 vers 10, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Weet jy wat? Die Here gee ons wat ons nodig het, en dan is dit ons wat moet besluit wat om daarmee te doen. Die Here het jou geskape met kreatiewe vermoëns, vir eens en vir altyd glo dit en leef dit waar jy jouself ook al bevind. Wees getrou aan hom wat dit aan jou gegee het. As beeltenis en gelykenis van die Here wil ek sê, wie jy is, wat jy is en wat jy sal word is totaal en al jou besluit. Om jou nuwe seisoen wat die Here vir jou voorberei het te betree, is dit noodsaaklik om al die onnodige ou bagasie in jou lewe agter te laat. En om hiermee suksesvol te wees, moet jy jouself die volgende vraag vra. Wat is dit wat ek moet doen om die beloftes van die Here in my lewe in vervulling te bring? Wat moet in my lewe verander? Waarop moet ek ophou fokus en waarop moet ek begin fokus? Waarvoor moet ek ophou bid en waarvoor moet ek begin bid? Wat moet ek ophou doen en wat moet ek begin doen? Ons lees in Genesis 1 vers 2 en 3, en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef op die waters en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Weet jy, moet uit jou huidige seisoen kom en toelaat dat hierdie kreatiwiteit binne in jou sal sê, laat daar lig wees in my lewe. Dis tyd om met die duisternis in jou lewe te praat, sodat lig weer kan skyn. Jy en jy alleen is die een wat hierdie kreatiwiteit wat God binne in jou geskaap het, te kan opwek.
Wakker dit aan in geloof en in jou gebedslewe. Wakker dit aan deur die besluit te neem om dit wat jy is en waarheen jy op pad is as jou uitsluitlike doelwit voor te hou. Praat met jouself, sê vir jouself, laat daar lig wees. Plaas jou geloof in God en begin optree by die gesag wat hy in jou geplaas het. En jy sal sien, verandering gaan in jou lewe begin. Jou seisoen van verandering is op die horison, sê die Here. My kind, die lewe is 'n reis. Geniet hierdie rit met die kreatiwiteit wat ek binne in jou geplaas het. Dankie daarvoor, Here. Amen.